Christus. Eindelijk vanavond bij ons aan 4 van ons week van gebed. Ik weet niet of die lopen en brengen hoe geraakt het is. Of wat alles is. Alles ook het niet wat is geraakt. Ik hoor die vanavond bij die woorden van Matthäus hoofdstuk 28 en dan vers 20 daarvan. Die Here sê, ek is by julle al die dae tot aan die voleinde van die wêreld. So kom ons worstel toe hom en vertrou dat God ook in ons boot is, selfs te midde van storms en onsekerheid. Genade en vrede en liefde van God ons Vader en die Here Jesus Christus met julle almal. Amen. Ek gaan vra vir Suster Lia om hierdie dienst ons open en die woord van gebed, maar kom ons staan en dan sing ons en bring ons staan. Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons terugkom bring het vanaand. Na die besige dag en die gewoel en die weerstand wat buite, wil ons ook vanaand U naam kom groot maak. Al die lof en al die eer van Jesus wil ons vanaand aan U kom toeswaai. Ons wil 'n besonder vanaand kom bid, Here, waar ons by aan 4 is, en baie dankie, Here, dat U met ons die afgelope paar maande was. Self ondersoek aan ons eie lewens, maar nie weer die paar dae gedoen het. Maar ons wil vanaand in besonder kom bid vir elke gesang, elke gebed vir Jesus wat ons sal uitgaan, dat U regtig waar vir ons op die punt van ons behoefte sal kom ontmoet, om wanneer ons klaar is met die week, Here, dat ons gebedstye, ons gebedslewens in orde sal kry. Maar bovenal wil ons vandaan kom, besonder vir die Heilige wat U gaan gebruik om mondstuk van U. Here, steek ons so weg agter die kruis, dat Hy vanaand net sal sê, so sê die Here, ons Here. Seën alles vanaand met baie dankie. Amen. Geliefdes, ons by aan 4 en ons thema vir die week is, kom ons vaar oor. En vanaand gaan ons gesels met, kom ons vaar oor die storm. Ons gaan saam lees in Lukas hoofstuk 8. Maar voordat ons daarby kom ons kyk die geleentheid vir Wyke 14 en 15 en ons te bediening staan. Let's not come through.
gaan lees uit Lukas hoofstuk 8 en ek gaan lees vers 22 en 25 daarvan. Kom ons bid met Here, die woord vir ons ook lees en gebed vanaand. U self die woord tot in die dag van ons wat ons spreek. En Here, die woorde van die mond en die oordenking van ons harte. Dat U alleen wat gevind word om ons Heer en verlosser sal maak. Amen. Lukas hoofstuk 8 vers 22 tot 25 lees in 2020 vertaling. Op 'n sekere dag het Jesus en sy disippels in 'n boot geklim. En hy het vir hulle gesê, kom ons gaan na die oorkant van die meer. En hulle het uitgevaar. Tydens die vaart het hy in slaap geraak, 'n ewige storm het op die meer neergesweep. Die boot het vol water begin word en hulle was in lewensgevaar. Hulle het Jesus gaan wakker maak en uitgeroep, meester, ons vergaan. Hy opgestaan en die wind en die stormsee bestraf en dit het bedaag. Alles het kalm geword. Toe sê hy vir hulle, waar is julle geloof? Hulle was met ontzag gevul en verwonderd en het vir mekaar gesê, wie is hy toch, dat die winde en die water bestraf en hulle hom gehoorsaam. Tot sover die woord van die Here. Gemeente van die Here, die uitnodiging van Jesus in Lukas hoofstuk 8 klink miskien vanaand eenvoudig en amper onskuldig. Laat ons oorvaar na die oorkant. Dit klink soos 'n gewone reis, 'n beweging van een kant na ander, maar in hierdie eenvoudige woorde lê daar 'n diep geloofswaarheid opgesluit. Want Jesus nooi nie net die fisiese oorvaart nie, maar hy nooi tot 'n geloof bring. En so baie keer as dit ook in ons lewe. Die disippels weet nie dat hierdie reis hulle deur 'n storm sal neem. En ons kom vanaand by mekaar in 'n week van gebed, nie omdat alles rustig en goed in ons lewe verloop nie. Maar juis omdat die storm van die lewe so werklik is. Ons lewe in 'n tyd waar mense baie moeg begin word. Moeg vir geweld wat aanhou. Moeg vir finansiële druk wat nie lig word nie. Moeg vir siekte en vir verlies, maar ook moeg vir onsekerheid. Moeg vir beloftes wat nooit realiseer nie en soms ook moeg vir gebede wat ons bid, maar wanneer ons nie die vrugte daarvan sien. In hierdie konteks hoor ons Jesus stem wat vanaand sê, kom, laat ons oorvaar deur die storm. Dit is belangrik om raak te sien in hierdie teks dat die reis begin by woord wat Jesus spreek. Tot die disippels het nie self in hierdie teks besluit om uit te gaan. Maar Jesus neem die inisiatief en dit beteken ook vanaand vir ons dat die storm wat hier gaan volg, is nie 'n teken van ongehoorsaamheid. Hulle was presies waar Jesus hulle wou hê toe hierdie storm losgebreek het. Toe hierdie waarheid moet vir ons vanaand troos, want dit help om te verstaan dat swaar kry en geloof nie eintlik teenoor mekaar staan. Want God te volg beteken nie 'n stormlose lewe nie. Soms beteken dit jy dat ons, terwyl ons gehoorsaam is, weer storms aan.
Ek word altyd herinner in Psalm 23 wat Dawid sê, nie ek gaan nie weer donker en gaan. Maar hy sê daar dat self al gaan ek dat weer, weet ek dat God is met my. Vir die storm, hy kom skielik op die disippels af. En dit sê dat die teks sê vir ons daar dat 'n sterk storm wind het op hierdie meer losgebars en die boot het vol water begin loop. Maar selfs ervare vissermanne het begin bang raak. Hulle het al storm gesien, maar hierdie spesifieke storm was vir hulle iets anders gewees. Dit is groter as hulle vermoë, maar ook buite hulle beheer gewees. En dit is presies ook hoe storms in 'n mens se lewe werk. Dit kom onverwags. Hulle ontneem ons van ons beheer en hulle laat ons voel asof ons besig is om eintlik te sink. In ons eie lewe lyk storms ook verskillend. Want vir party mense is die storm daar vanaand rou, verlies. Vir ander is dit die storm van ekonomiese onsekerheid. Vir ander is daar skuld en vir ander kan dit ook weer werkloosheid. Maar ook vanaand kan hierdie storm gesin, konflik wees, verhoudings wat gebroken is, kinders en families wat swaar kry. Maar dan kry ons ook stilstorm, innerlike angs, depressie, geloofstwyfel en die gevoel dat God eintlik ver is. En hierdie storms wat so stil is, maak nie altyd verraas nie. Maar hulle kan net so verwoestend wees soos die storm wat mense elke dag sien. En dan hoor ons iets in hierdie teks wat eintlik pynlik bekend is vir elke gelowige. Jesus slaap. Terwyl hierdie storm woed en die water instroom, is Jesus stil. En vir hierdie disippels voel dit amper so asof God op hierdie oomblik op Jesus afwesig is. Amper so asof hy nie omgee nie en hulle wek hulle tot die woorde: Meester, ons vergaan. Hierdie woorde wat hulle spreek is nie 'n gereformeerde of 'n geformuleerde mooi gebed. Dit is nie 'n teologiese agtergrond of 'n agtergrond nie. Dit is 'n noodkreet. En dit is juist hierdie noodkreet wat iets diep leer oor gebed. Gebed is nie iets mooi te wees nie. Gebed is nie baie lang of ure aan te doen. Gebed is nie altyd die regte woorde te hê. Soms is gebed bloot 'n uitroep uit die diepte van ons hart. Here, ek vergaan. In hierdie week van gebed word ons herinner dat God nie wag vir ons om eers sterk te wees voordat ons bid nie. Maar hy wag vir ons om eers antwoord te hê. Hy wag dat ons hom sal roep net soos ons vanaand is. Baie keer kom jy by mense en dan vra jy vir hulle, voel jy eens nou gereed om 'n stap te neem te leer? Dan sê hulle maar, ons is hulle self reg. Nou wonder ek wat het God te werk, as jy jouself is wat kan reg. Die disippels doen die belangrikste ding wat 'n mens in 'n storm kan doen. En hulle roep tot Jesus. Hulle probeer nie meer in die situasie self beheer nie, maar hulle erken hoe afhanklik hulle eintlik van God is. En dit is die hart van gebed. Gebed is nie om God te manipuleer nie. Ek het nou eendag iemand gesê, gebed is nie om vir God te vra om iets vir hom te doen. Gebed is nie om God te beveel om iets vir hom te doen. Gebed is nie om God te beheer nie. Gebed is om oor te gee aan God. En om te sê, Here, ek kan nie meer nie, maar ek het U nodig. Jesus staan op en hy spreek die wind
en golwe aan. En daar kom skielik 'n groot stilte. Die storm buig voor God se gesag. En dan gebeur iets verrassends. Jesus maak nie die storm stil, maar hy draai na die disippels toe en hy vra hulle net een vraag: waar is julle verloor? Dit is nie 'n harde beoordeling, maar dit is 'n uitnodiging tot verdieping. Hy vra nie hoekom hulle bang was nie, hy vra hoekom hulle vergeet het wie saam met hulle in die boot is. Geloof beteken nie dat ons nooit sal bang wees nie. Geloof beteken nie dat storms ons nie sal raak nie. Geloof beteken dat ons te midde van vrees weet by wie om stil te hou. Geloof beteken om te hou dat die Here van die hemel en die aarde ook die Here van die storm van ons lewe is. Die disippels se reaksie is verwondering van hulle vra: wie is hy toe? En storms het ook daardie effek op mense se lewe. Hulle dwing om weer te vra: wie is God regtig? Soms is dit juist in die storm dat ons God eintlik dieper leer ken. Nie net aan ons verlossing wat ver daarbo is nie, maar God 'n teenwoordige Here is in die boot saam met ons. Gemeente, hierdie week van gebed nooi vir my en vir jou om eerlik te wees oor die storm van ons lewe. Ek nooi ons om nie voor te gee dat alles oukei en reg is. Ek nooi ons om saam te bid, saam te roep, maar ook om saam op God te vertrou. Die geloofreis is nie iets wat ons alleen hoef te doen. Ons vaar saam as geloofsgemeenskap, as een liggaam in Christus. Jesus sê vandag nog steeds vir ons as sy kerk: kom ons vaar toe. Nie omdat die see altyd kalm sal wees nie. Nie omdat die storm sal ophou in ons lewe nie, maar omdat hy self saam met ons gaan. Omdat hy groter is as die storms in ons lewe. En wat hy een is wat die stilte in ons lewensstorms kan bring. Self verander die omstandighede nie onmiddellik of dadelik nie. Maar mag hierdie week van gebed ons help om weer te leer bid. Nie net met woorde nie, maar met ons hele lewe. Mag ons leer om God te vertrou wanneer dit lyk asof hy stil geword het. Mag ons leer om vas te hou wanneer die golwe ook in ons lewe hoog begin te slaan. En mag ons, wanneer ons deur storm in ons lewe gaan, ontdek dat ons nie alleen is nie, want Christus is saam met ons in die boot. Amen. Here Jesus, U sien die storm in ons lewe. U weet wanneer ons bang is, en U weet ook wanneer dit ons lyk asof U stil is. Leer ons om te vertrou dat U by ons is. Gee ons geloof om vas te hou, moed om aan te bid en hoop om saam met U oor te vaar. Ons plaas vanaand weer in U hande ons self, want U is die Here van die storm en ook die Here van ons lewe. Amen. Lieve sê dan die vraag, biddingspoor te sing en wanneer ons vanaand gaan bid, wil ek die vraag om te bid vir ons gemeenskap, om te bid vir genesing en herstel in ons
gemeenskap in ons land, maar ook in die wêreld. En dan wil ek u vra vir jouself te bid en te volhard en geloof.
Here ons God, vandag tree ons niet vir ons self te doen. Maar ons streef vanaand in vir ander. Ons kom as mense wat selfstorms ken en toch glo dat U God is wat wil. Ons bid vanaand vir ons huise en gesinne, Here. Vir verhoudings wat onderdruk is, vir huwelike wat swaar is, vir kinders en jong mense wat onseker is oor hulle toekoms. Wees naby aan elke huis wat spanning, vrees of self en stilte vanaand woon. Hier bring vanaand genesing, begrip, maar ook weer die roep. Vader, ons bid vanaand van ons gemeenskap Robertson. Vir mense wat baie keer in vrees leef as gevolg van geweld en misdaad. Vir die wat hou wat geliefdes verloor het. Vir die wat moeg is van armoede en werkloosheid. Here, wees skielik vir almal wat vanaand geweldig voel. Vader, ons bid ook vanaand vir ons land. Vir leiers wat wysheid nodig het. Ons bid vanaand vir reg en geregtigheid waar daar onreg is. Vir vrede waar daar verdeeldheid is. Lei ons as volk deur storms wat groter is as ons vermoë. Maar Vader, ons bid ook vanaand vir ons kerk. Maak ons 'n gemeenskap wat nie wegvlug van storms nie, maar maak ons 'n gemeente wat saam met U staan. Leer ons om mekaar te dra en te verdra. Om volharding te bid en om draers van hoop te wees en ons woord te bring. Ons bid vir almal wat siek is hier. Vir die wat liggaamlik, maar ook emosioneel swaar is. Wees hul krag wanneer hulle swak is. En hul rus wanneer hulle moeg is. Here Jesus, U ken elkeen van ons se naam en elke storie, maar ook elke verhaal. Ons lê alles vanaand voor U neer en vertrou dat U hoor. Dat U teenwoordig is en dat U saam met ons deur die storm van ons lewe gaan. Vader, ons bid en vra alles vanaand in die naam van Jesus Christus. U is ons Here, U is ons God. Maar U is ook vanaand saam met ons in die storm van ons lewe. Amen. Dus ons gaan staan en van ons woordtoesing om die kwartier van ons af te sluit. En van die vraag voor de nieuws om die dienst af te sluit in het woord van gebed, wanneer we zien weer aan bid. Kom ons. Oh
met die woord bid. Here, sonder U is alles te vergeefs. Daarom kom ons vanaand met dankbare harte en ook met die wete my God, dat ongeacht waarder U ons toelaat om toe te gaan, U laat ons nooit alleen. Here, U kom toets ons by ons geloof, my Vader. Daarom laat U toe, Here, dat storms op ons pad kom. Maar nogtans is U teenwoordig. Here, daar is verskillende storms in die lewe, my Vader, wat aan U bekend is. Maar U sal ons nooit alleen laat nie. Here, gaan met ons verder in die naam van Jesus Christus, deur die onbekende donkere nag wat vir ons voorlê. Behoed, bewaar en beskerm ons as die kinders. Here, verbreek elke plan van die vyand in Jesus wonderlike naam. Here, gaan met elke broer en elke suster, elke besoeker, my Vader. Here, elke kind van U, my God, in die naam van Jesus. En ook baie dankie, my Vader, dat U met ons gekom het vanaf maandag tot op vandag. Dat U vir die geleentheid gegee het, my God, dat ons met U kan oorvaar na die ander kant. Here, vir ons as die kinders is baie keer onbekend, my God, maar net die wete en die feit dat U teenwoordig is, gee vir ons as die kinders daardie gerusheid, dat ons weet, my God, ons kan U net wakker maak, en U sal vir ons inslaan. Mag die seën van die vrede met ons gaan, in die naam van Jesus, en met baie danksegging. Amen. Dit is ons by die seën. Mag die genade van God en die liefde van Jesus Christus en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees in ons vandag wees, maar so ook met elke storm wat ons ook in ons lewens mag ervaar.